Goeiemôre vriende. Hartlik welkom by vanoggend se erediens so op 'n koelerige wintersoggend nie waar nie. Dit is spesiaal om almal hier te verwelkom vanoggend. Ons is dankbaar ons het die kragrekening betaal hierdie maand, so ons kon darmie vir 'n hitters hier binne aan sit. En dis vir my lekker warm en mag jy sommer vanoggend net so in die hitte van hierdie gebou iets van God se teenwoordigheid ervaar op 'n gans andere wyse. Vriende, dit is altyd spesiaal om so as 'n gemeenskap van gelowiges by mekaar te kan wees. Ek dink ons mag vanoggend vir mekaar sê, dit raas hierdie week in ons gemoed, in ons harte, in ons land. En dan kan ons ook nog nie die geraas van die groter wêreld uitskakel nie. Die geraas is baie in hierdie tyd. En daarom is dit so 'n voorreg om almal vanoggend te kan innooi. Om jou te kan innooi om 'n stuk stilte te kom vind. Hier hoef jy nie vanoggend sterk te wees nie. Jy hoef nie die regte woorde te hê nie. Bring sommer al jou vrae met die wete dat jy nie antwoorde gaan kry nie, maar dat ons saam gaan dink en uiteindelik so tussen verwondheid deur by verwondering gaan uitkom. Mag jy sommer net wees hier in die Here se liefdevolle teenwoordigheid. Enkele afkondigings voordat ons vanoggend stil word. Soos julle weet, sê ons altyd die afkondigings is integraal deel van die hart van die erediens, want dit is deel van community, religion, religare, om aan mekaar verbind te wees. So as jy vanoggend vir die eerste keer hier is en dit voel vir jou hierdie is 'n gemeenskap waarvan jy graag deel wil word, na afloop van die erediens, kom ontmoet asseblief vir my en my kollega Bernice voor by die nagmaaltafel vir ons besoekers, welkom. Binnekort raak julle lidmate, nee, ons sien uit na die aftrede saam met julle, hoor. So mag dit sommer net vanoggend baie spesiaal wees. Vriende, sommer net vir almal 'n hartlike woord van verwelkoming. Ons het vanoggend vir die volgende verjaarsdag van Sel Vare en Landi wat hier is, baie geluk. Sy het nogal gesê, vir Syfert, hy mag van niemand sê nie, en toe sê hy, nee, dit gaan op die bord wees. So, almal weet, asseblief almal sê vir haar geluk, sy is so 'n spesiale mens en so deel van ons gemeenskap. Vriende, dan staan die week nog heelwat verjaarsdae, loer asseblief op die gemeentebrief wat by die deure is, soos julle weet is die vakansie gemeentebrief, so van die inligting herhaal, maar as jy nog nie een het nie, gryp gerus 'n brief en die nuwe huisgeloof vir hierdie week is dan ook daarin. Ons dink aan die volgende persone, vriende, Pieter Allison, eggenoot van Esther Allison, pa van Pauline Coetzee, wat na 'n maand in ICU in Suid-Afrikaans ontslaan is en tans tuis aansterk. Ons is so dankbaar saam met hulle as familie, dan ook Friedel en Mareike met die afsterwe van hulle moeder Yvonne, 23 Junie. Ons dink sommer net aan die kleinkinders ook in hierdie tyd, wat so 'n noue band met hulle ouers gehad het. En vriende, soos julle weet, daar's baie mense in die gemeenskap wat dalk nie vrymoedigheid het in ons gemeente om te sê, asseblief dink aan my nie, maar weet sommer net dat wanneer ons dink aan ons gemeenskap, dan dink ons aan elkeen wat ook seer in hierdie tyd beleef. Vriende, ons het ons wyn en kuns aan die 24ste Julie, so daar's net 150 plekke, skus. So as jy dalk daar wil wees, as jy 'n tafel dalk wil bespreek of sommer net op jou eie kom, asseblief moet dit nie misloop nie. Soos verlede jaar gaan Angus Taylor weer vir ons kom toespreek en ons gaan saam 'n paar nuwe wyne van Saronsberg probeer. So asseblief kom geniet die aand saam met ons.
Dan die Lesedi koor, soos julle weet, hulle is daar in Soshanguve en dis 'n koor wat deurgedring het na die applausfinaal toe met die mooiste Afrikaanse liedere. Betsy het met hulle betrokke geraak en help hulle op hierdie stadium. Ons het gehoor by Betsy dat daar 'n backup buddy is wat help om vir hulle fondse in te samel. Vriende, hulle moet 'n hele klomp geld insamel om vir die finaal in Kaapstad of om by die finaal in Kaapstad te gaan deelneem. So Betsy het vanoggend gesê die backup buddy staan nou op so 78,000. So opregtig na die einde van die maand toe, as daar dalk iemand is wat 'n bydrae wil maak, dat julle vir hulle sal help. Wat 'n voorreg om ook op so 'n manier saam met Betsy dan ook in die gemeenskap betrokke te kan wees. Vriende, dit was hierdie afgelope paar dae vir my persoonlik nou nogal 'n riem onder die hart om deel van hierdie gemeenskap en gemeente te kon wees. En ek wil sommer net so iets van dit vertel vanoggend en dan u ook uitnooi om saam met ons verder te dink. Donderdagoggend vroeg kontak Dominee Bernice my en sê, Dewald, het het my heel nag gepla. Ons het nog niks gedoen vir hierdie vlugtelingkrisis nie, en sy vra toe, kan ons nie op 'n manier betrokke word nie, en ons dog toe, dit is definitief iets wat baie sinvol sal wees, en wat ons te doen is om op 'n paar platforms in die kerklike kringe te vra, as ons wil betrokke word, hoe doen ons dit? En ons is deur 'n klomp mense begelei tot by 'n plek waar hulle vir ons gesê, daar's 'n groot behoefte by die Mosambiekse ambassade, en hulle het nogal 'n groot nood vir warm kos in die aande. Daar's 'n klomp mense, vroue, kinders, babas wat koud daar sit en wat nou maar wag vir busse om hulle uit te neem. En ek en Bernice dink toe nou so 'n bietjie in samehang met die leierskap, maar wat doen ons? Hoe help ons? Meeste van die mense is op vakansie hierdie tyd, en op 'n manier kry ons die idee om vir Huispiek te bel en te vra of hulle nie dalk kan sien om vir ons te help om sop te maak nie. En ons het vir Huispiek, vir die van u wat nie weet nie, dis 'n aftreeoord hier onder gebel, en Silas het sommer onmiddellik gesê, die potte kook al, sê net vir hoeveel, en ons het gehelp met die bestanddele, en ons kon donderdag aand as Waterkloof gemeente oor die 200 mense kos gee daar by die ambassade, so in samehang met die groter gemeenskap. En Vrydagoggend kon ons weer lekker gaan help om warm pap af te laai en vrugte en sommer net 'n klomp goed wat nodig is. En Saterdagoggend weer die voorreg gehad om by die Mosambiekse ambassade te gaan ontbyt aflaai, en toe kom ons agter, maar Malawi het ook 'n groot nood, en ons kon toe vir hulle ook gaan kos bymekaar kry, en vir hulle ook gaan aflaai van die gemeente se kant af in samehang met die groter netwerke, en wat 'n voorreg om sommer net so tasbaar betrokke te kon wees op so 'n manier. En vriende, gisteraand laat weet die ambassade van Malawi, hulle het die middag nog so 50 mense gehad, daar's nou oor die 100 mense wat ingekom het sonder enige iets, en ons kon in samehang met 'n paar mense vinnig reageer, en ons het oor die 50 komberse kon gaan aflaai, en toe ons daar aankom, toe is daar nog 20 by vir wie ons nie komberse het nie, so julle sal sien by die deure is nie komberse vanoggend nie. Hulle het gisteraand by die ambassade mense warm gehou, en ons is so dankbaar dat ons op so 'n manier betrokke kon wees. Nou, vriende, hoekom vertel ons dit? Vanoggend 6:00 was die Malawiese ambassade hoofnuus op RSG gewees om te sê, hier's 'n groep mense wat smeek by die regering, ons het 'n krisis. En toe besef ek net, om as 'n gemeente en 'n gemeenskap so op die voorgrond betrokke te wees, gee ons 'n warm hart. Ons sê vir ons leierskap dankie wat saam met ons droom, visioneer. Ons sê dankie vir elke lidmaat wat bydra, wat belê in die groter samelewing, in die groter koninkryk. Maar vriende, soos julle weet, is ons ook deel van 'n groter netwerk
in ons breër gemeenskap, en dit beteken dat ons ook is in 'n sinodale gebied val. Ons is in die noordelike sinode en daar's reeds sedert Vrydag aand hard gewerk om te bepaal van sinodale kant af waar is die behoeftes, en hulle het vir ons gisteraand laat weet, luister, ons het nou 'n klomp navorsing gedoen en julle sou op die nuus gesien het, by Messina is daar groot krisis by die Beitbrug, en die kerk het gesê, ons wil graag van die noordelike sinode se kant af daar betrokke wees, en ons vra asseblief dat gemeentes ons sal help om te mobiliseer daar. So ek en Bernice het dit goed gedink om nog vir die naweek, ons weet daar's 'n klomp mense wat goed saamgebring het, wat na die ambassades toe moet gaan, maar ons het dit goed gedink, en ons sal in die week met die leierskap nog gesels en hoor of hulle ook die sentiment deel, dat ons fokus dan skuif na die grenspos toe, en dat ons daar betrokke word. So ons sal in die week vir julle sommer al die inligting ook deurgee, maar op hierdie stadium wil ons graag sommer net so 'n stukkie van die brief lees, wat van die taakspan rampe van die noordelike sinode kom. Geagte kollegas en gemeentes, binne die grense van ons noordelike sinode by Messina en die Beitbrug grenspos, is 'n grootskaalse humanitêre krisis besig om te ontvou weens die repatriasieproses. Meer as 11.000 mense, waaronder duisende vroue en honderde babas en jonger kinders, bevind hulle tans in moeilike weeromstandighede en ontreddering sonder kos, warm klere of basiese higiëne. Ons roeping as noordelike sinode laat ons geen ander keuse as om 'n bydrae te lewer nie. Die taakspan rampe van die noordelike sinode neem leiding om noodleniging te koördineer in noue samewerking met die plaaslike gemeentes, vrywilligers, boere en ander hulporganisasies op die grond. Ons help waar die nood die grootste is, ongeag van herkoms. So hulle het toe gevra hoe ons kan help. Eerstens het hulle helpende hande nodig, groente, enige ander groentes, behalwe wortel, kool, spinasie, soppoeier, sopmengsel, mieliemeel, sheba, gas, verpakking, bottels water, babakos en langlewe melk, toiletpapier, komberse, doeke, en natuurlik as daar iemand is wat 'n bydrae wil lewer, ons sal hierdie inligting ook met u deel op die gemeente se kommunikasieplatforms in die week. Maar vriende, ons wil jou net hartlik uitnooi, as jy op enige manier wil betrokke word, kontak die kerkkantoor. Jy hoef nie te ry na die plekke waar dit afgelaai hoef te word nie. Jy kan enigiets na die kantoor toe bring en ons sal seker maak dat dit op die regte plekke kom. En op so 'n manier is ons besig om saam te droom oor koninkryk en te sê, maar wanneer nood ons tref, dan kan ons vir mekaar sê, laat u koninkryk kom. So baie dankie dat ons soveel tyd vanoggend hieraan kan spandeer, en weer eens net dankie vir elke lidmaat wat nie net 'n bydrae maak in Waterkloof gemeente nie, maar wat belê in 'n baie groot gemeenskap. Ons waardeer elkeen, en is vir ons as kollegas en leierskap so voorreg om saam met elkeen in hierdie gemeente op reis te kan wees, ook op so 'n manier. Vanoggend is dit dalk nodig om in die liturgie vir 'n oomblik saam te sug, net te sê, maar dis nie lekker wat ons rondom ons beleef nie, en ons wil so graag droom van iets anders. So ek nooi jou om te bly sit, en dan sing ons 2 keer die lied saam, hoor ons sug, o Heer, en ons eindig na die 2de keer met Amen.
Wil graag vir Noah vanoggend nooi om die kers vir ons hier voor te kom aansteek. En terwyl hy vorentoe kom, vra ek ook vir Lia om sommer net 'n prentjie te kon kry. Dis 'n simbool daarvan dat ons sug, maar ons is deel van 'n gemeenskap wat ook opgewonde is oor die toekoms van ons land en alles wat daarmee saamgaan. In die nag lyk alles mos anders. Klein vrese word reuse, wat rondom jou drom. Jou angsilhouet staan grotesk, teen die muur afgeets, soos mitiese monsters wat vir jou grom. Jou sorge se sluise word wyd oopgedaan, versiedende branders wat oor jou slaan. In die nag lyk alles mos duister, maar vir u self is die duisternis nie nog donker nie, en die nag so lig soos die dag, duisternis so goed soos lig. Amen. Liewe gemeente, genade, barmhartigheid, liefde, vrede en ook 'n titseltjie vreugde in die naam van God die Vader, God die Seun en God die Heilige Gees. Amen. Ons sing vanoggend 'n loflied, maar dis eintlik 'n aanbiddingslied. Ons sing God is hier teenwoordig, laat ons bidend nader. Want ons weet, God is teenwoordig in alle oomblikke. Maar daar's 'n refrein in die 3de vers wat sê, uit die stof klink ons lof. Daar waar ons ook soms die stofpaaie van hierdie lewe stap, hou ons nie opsing nie. Kom ons staan indien moontlik.
Here, ons wil U loof omdat U goed is en omdat ons weet dat daar geen einde aan die liefde is nie. En tog voel ons vanoggend so vreemd en verdwaald in ons eie land, Here. En ons kan nie verstaan dat ons hier in Suid-Afrika net nie ons pad kan vind nie. En dan bid ons dit vanoggend, Here, wanneer ons hier saam sit met 'n dak oor ons kop, sonder om honger te wees. Here, as ons die honger so om ons sien, dan krimp ons buik ook ineen, want ons honger daarna, Here, dat mense nie sal honger en dors en koud kry nie. Ons eie verdwaaldheid en die nood van die wêreld bring ons nou na U toe. Amen. Vriende, ons lees vanoggend saam uit die 1 Johannesbrief uit. Nou, hierdie brief het mettertyd so 'n bietjie die bynaam gekry dat dit Johannes se liefdesbrief is, juis omdat Johannes soveel klem plaas op die liefde. Die liefde van God vir ons, maar ook die liefde wat daar by ons vir mekaar behoort te wees. Nou, die herhaling van die woord liefde of agape, soos dit in die Griekse teks hier voorkom, gaan julle nou nogal vanoggend so 'n bietjie verras wanneer ons dit saam lees. Want dit is interessant dat die woord agape in hierdie brief 43 keer voorkom en in die perikoop, die gedeelte wat ons vandag gaan saam lees, of 'n gedeelte daarvan 32 keer van die 43 keer. Nou, agape is 'n heel unieke soort liefde, veral vir die mense wat dit dalk in daardie tyd van Johannes of hierdie 1 Johannesbrief die eerste keer dit sou aanhoor. Want ons het verskillende soorte liefde in die Grieks. Julle sal nou weet, en ek gaan nou nie daarop ingaan nie, jy het die Griekse woord eros, wat party sê ons bietjie met romantiese liefde kan verbind, ander sê nee, ons moet nie so daaroor dink nie, dan is daar ook die phileo, en dit is so 'n bietjie 'n vriendskaplike band, ander sê, julle sit die pot mis om dit net so uiteen te sit. Maar die heel belangrikste liefde waarby ons vanoggend moet stil staan is agape. Agape is 'n woord wat as te ware iets van die aard van God wil weergee. Wil sê, maar dis hoe God liefhet, met 'n stuk kindness, 'n stuk deernis, amper die uitnodiging om nie amper nie, wel die uitnodiging om in ander mense se skoene te kan staan. Nou, interessant van hierdie brief, vriende, dit word nie aan 'n spesifieke gemeente gerig nie, is eerder 'n pastorale omsendskrywe wat mense uitnooi om hulle identiteit in God se liefde te vind en op 'n manier net weer te ontdek wie en hoe God is. Nou, ons gaan nou nog baie vanoggend oor agape en uiteindelik gesed ook praat, maar kom ons lees dan eers hierdie besondere teksgedeelte vanoggend in 1 Johannes saam. 1 Johannes 4 vers 7 tot 21. Geliefdes, laat ons mekaar lief hê, want die liefde is uit God, en elkeen wat lief het, is uit God gebore, en ken God. Wie nie lief het nie, het God nie leer ken nie, want God is liefde. Hierin is die liefde van God aan ons geopenbaar, dat God sy unieke seun na die wêreld gestuur het, sodat ons deur hom kan leef. Hierin bestaan die liefde, nie dat God liefgehad het nie, nie dat ons God liefgehad het nie, maar dat hy ons liefgehad het en sy seun gestuur het as versoening vir ons sondes. Ons sou hierdie sondes ook anders kon vertaal. Geliefdes, as God ons so liefgehad het, behoort ons mekaar lief te hê. Niemand het God ooit aanskou nie. As ons mekaar lief het, bly God in ons en het sy liefde in ons tot vervulling gekom. Nou, die Griekse woord vir daardie vervulling, dit kan ook met volmaaktheid vertaal word, maar die perfectum woord word, of die perfectum vorm word gebruik, wat iets wil verduidelik dat dis 'n afgehandelde saak wat aanhou gebeur, as dit sin maak. Dit het gebeur en daarom hou dit aangebeur, die perfectum.
Hieraan weet ons dat ons in hom bly en hy in ons. Hy het ons aan sy gees laat deel kry. En ons het dit aanskou en ons getuig daarvan dat die Vader en die Seun as verlosser van die wêreld, dat die Vader die Seun as verlosser van die wêreld gestuur het. Wie ook al bely dat Jesus die Seun van God is, God bly in hom en hy in God. Ons ken en vertrou die liefde wat God vir ons het. God is liefde en wie in die liefde bly, bly in God en God bly in hom. Hierin het die liefde onder ons tot vervulling gekom. Ons sal op die oordeelsdag vrymoedigheid hê, omdat ons in hierdie wêreld ook soos Jesus is. Belangrike teksgedeelte, vriende, die fokus is om in hierdie wêreld soos Jesus te wees. In die liefde is daar geen vrees nie, inteendeel, volmaakte liefde dryf die vrees na buite, want vrees het te doen met straf, en wie vrees, het nie volmaak geword in die liefde nie. Ons het lief, omdat hy ons eerste lief gehad het. As iemand sê, ek het God lief, en sy broer haat, is hy 'n leienaar. Want wie sy broer haat wat hy sien, nie lief het nie, kan nie God lief hê wat hy nie sien nie. En dit is die gebod wat ons van hom ontvang het. Wie God lief het, moet ook sy broer lief hê. Natuurlik, vriende, vertaal ons suster ook hier baie spontaan in. Dinsdagoggend, terwyl die land hulle asems opgehou het oor die March to March beweging teen ongedokumenteerde werkers, het die Suid-Afrikaanse Raad van Kerke gewaarsku dat die regering die eintlike sonnebok is. Kerkleiers is dit eens dat daar meriete is in frustrasie oor werkloosheid, misdaad, onwettige immigrasie. Maar die Suid-Afrikaanse Raad van Kerke sê dit mag nooit ontaard in geweld en intimidasie nie. Toe hulle vir Jan Libbe, moderator van die NG Kerk, Dinsdag op die program, nou gaan ek my ouderdom weggee, Op en Wakker op RSG vra, so wanneer word hierdie frustrasie verkeerd of selfs gevaarlik, het sy antwoord my nogal getref. Verloots vra vir hom hierdie vraag en dan antwoord Jan Libbe as volg oor wanneer word hierdie frustrasie verkeerd of selfs gevaarlik. Hy sê, wanneer ek van iemand anders, 'n pa, 'n ma of 'n kind, 'n statistiek maak. Die probleem in ons land op hierdie stadium, sê hy, is die ongedokumenteerdheid van migrante en nie 'n Mosambieker of 'n Malawier of 'n Zimbabweër nie. Dit is wanneer ons onredelik raak, veralgemenend en veral met stereotypes begin werk, mense begin etiketeer. Dis dan wanneer dit gevaarlik raak, want dan is daar dreigemente, dan wil mense die staat se werk in hulle eie hande oorneem. En dan kry mense seer. Toe Phil Loots vir hom toe nou vra oor die kwessie soos armoede, korrupsie en swak regering, toe vra hy vir Jan, maar waarom word ongedokumenteerde, selfs gedokumenteerde werkers so vinnig die teiken van openbare woede? Ek moes so 'n bietjie dink oor Jan se antwoord, want hy sê, toe so treffend, ons almal leef met 'n soort van 'n natuurlike wantroue in iemand wat anders is. Iemand wat anders praat as ek, iemand wat anders lyk as ek. En as jy dan in 'n konteks kom van misdaad en korrupsie en swak regering, in 'n konteks van ongelykheid, kan die ander vinnig die sondebok word. Beskuldig word van dit wat fout is. Hulle vra toe vir Jan so, hoe praat ons dan nou hieroor? En sy antwoord, deur mense raak te sien en te erken as my medemens. En ons sal moet leer om deernis te hê met mense wie se konteks of situasie anders
as myne is. Sowel die Suid-Afrikaner wat nie werk kry nie, en die buitelander wat werk soek. En ten slotte sê hy, en hierso sal Jabu ons nou kan help met die beter woorde dalk, hy sê, hierdie is nie die tyd om te sê, Amahambe, gaan weg nie, maar Aredule, Arebuwe, wag, laat ons praat. En dan sê hy, ons moet dalk maar aanhou sing, Nkosi Sikelele, i Afrika. God seën Afrika. Vriende, ek is hierdie week uitgedaag met die realiteit van hoe gebeur dit in 'n land waar Sawubona wat sê, ek sien jou raak. Hoe gebeur dit dat ons so vinnig uitgekom het by Sugawena, voetsak, ek wil jou nie raak sien nie. Hoe gebeur dit in 'n land waar ons identiteit een is van 'n mens is 'n mens deur ander mense, dat ons op 'n plek kom waar ons vir mekaar sê, kom uit my oog. Ek wil jou as minder mens raak sien. Miskien moet ons begin by dit wat stikkend is. Dit wat nog nooit reg was nie. Hierdie week lees ek weer die woorde van Nelson Mandela. The truth is that we are not yet free. We have merely achieved the freedom to be free, the right not to be oppressed. We have not taken the final step of our journey, but the first step on a longer and even more difficult road. For to be free is not merely to cast off one's chains, but to live in a way that respects and enhances the freedom of others. As jy wil, gaan lees gerus sy boek, The Long Walk to Freedom. Amartya Sen sê so mooi, in the little world in which children have their existence, says Pip in Charles Dickens, great expectations, there's nothing so finely perceived and finely felt as injustice. Raak gesien, vriende, raak gesien. Hierdie week het ons op 'n plek gekom waar ons vir mekaar moes sê, in 'n land waar om raak gesien te word iets positief is, word raak gesien iets wat my lewe en my livelihood kan kos, as ek die Engels mag gebruik. Bernice het my hierdie week nogal gehelp. Julle weet, ons as dominees is mos nou maar mense wat een keer 'n week werk vir 'n uur en vir halfte van die tyd is jou oë nou nog toe, ook as jy bid. So, daarom dat hulle sê in die week onsigbaar en op 'n Sondag onverstaanbaar. Maar dan moet jy nou maar as dominee die tyd verwyl, jy weet, dat jy nou nie timer rol nie, en ek en sy gaan drink toe nou maar maandag 'n bietjie koffie, laat dit dan nou nie so lank tot Sondag is wanneer ons weer moet werk nie. En so met tong in die kies, vriende. Ons sit sommer 'n bietjie maandag en ons beplan bietjie vir die volgende helfte van die jaar, en ook volgende jaar droom bietjie saam, visioneer oor bediening en dit wat ons graag by die kerkraad en die dagbestuur ook wil neersit, sommer net oor hoe ons bediening sien in die volgende ruk, en is altyd 'n voorreg om tyd te maak om bietjie daarby uit te kom, saam te visioneer. En terwyl ons daar sit, ek kom nou met 'n baie lang draai, ekskuus, ek sien net julle almal slaap. Terwyl ons daar sit, gebeur dit dat die kelner nader stap, of die kelnerin, en sy kom nader om ons bestelling te neem, en Bernice kyk vir haar en vra vir haar, how are you? Dit is half asof sy uit die veld geslaan is, en sy vra weer, how are you? Nou dink ek, jy kollega, kan jy nie sien hoe sleg dit met my gaan nie, ek kort koffie, nou vra jy vir die kelnerin hoe dit daar gaan. Wat van my, ek het my goedvoelsap nodig om aan die gang te kom. Dit is asof hierdie kelnerin nie begryp wat sy vra nie. Bernice kyk haar stip in die oë en sê, how are you?
En ewe skielik is daar hierdie gesig wat verander en sê, we are okay, but scared. En uiteindelik in my stadige self is ek ook toe nou waar ons moet wees, en ek besef môre is 30 Junie, Dinsdag. En in daai oomblik besef ek die waarde van raak sien, van raak kyk, van deur iemand se oë tot in hulle harte sien, om raak gesien te word, in 'n tyd waar ek nie gesien wil word nie. Vriende, ons gaan moet begin die verhale vertel in hierdie land. Ons gaan met mekaar moet begin praat. Want ons stories maak saak. Ek het die voorreg om vir 11 jaar saam met Pepoa, 'n Zimbabweër, op dieselfde erf te bly. Pepoa en Moline het na Suid-Afrika gekom as ongedokumenteerde werkers. Uiteindelik kon hulle met die nodige hulp hulle papiere kry. Maar Pepoa moes sy naam verander na Pieter, sodat hy nie as 'n Zimbabweër aangesien word nie, sodat hy veilig kan wees in hierdie land. Ek en Pieter sou uiteindelik groot vriende word, want ons het 'n erf gedeel, hy natuurlik soos dit in Suid-Afrika is, met die verskriklike goed wat om ons aangaan, die ongelykheid, ek in 'n groot 5 slaapkamerhuis op my eie, hy en Moline in 'n klein kamertjie, met net 'n matras omtrent. Maar ons het die pad saam gestap, en Pieter se verhaal het op 'n manier my laat besef dat die Afrika verhaal is 'n groter verhaal wat vertel moet word. Vriende, Pieter het my menigte male kom red, wanneer ek met so 'n fyn gilletjie uit die gang uitskree en hy in sy kamer hoor, Pieter, it's a snake, I think it's a mamba. Dan sou hy met sy sambok aangehardloop kom binne in die huis, het ons die Genesis roete gevolg, buite die huis het ons vrygelaat. Pieter en Moline het een keer 'n jaar huis toe gegaan, hulle 3 kinders, klein kinders gehad. Een keer 'n jaar vir 3 weke het hulle hierdie kinders gesien. Die aand voor hulle terugkom, sou hulle die kinders aan die slaap maak, nie vir hulle sê hulle kom terug nie. As die kinders slaap, dan vat hulle die pad, want die skeiding is te traumaties. Dan tel ons vir Pieter en Moline op, en dan vra ons, how are you? En dan sê hy net, the children cried and they cried, my mother said. Pieter, wat toe nog Pepoa was, het uit die Zimbabwese tyd onder Mugabe moes ontsnap. Pieter was 'n voorman in 'n fabriek, 'n gesogte pos. Pieter het die wonderlikste werk in die tuin by NG Kerk vorentoe kom doen. Die dag toe ek by Waterkloof aankom en vir Pieter sê, ek is klaar met daai seisoen, was sy enigste woorde, Maruti, why? We are brothers. Ek bel hom hierdie week, nog voor ek kon vra, sê hy, Maruti, we are okay, we are still safe. En onmiddellik vra hy, how's ma Maruti? Hoe gaan dit? Hoe gaan dit met Lizaan? En ek sê, we are right, how's Moline? She's very well and she sends her regards. Pieter se kinders het groot geword en hulle is mooi jong mense vandag. Ek het altyd gevra, Pieter, hoekom bring julle nie Suid-Afrika toe nie? Dan het ek gesê, Maruti, in Zim, they get taught under a tree.
but it's much better than anything you'll ever find in South Africa. Dit moes my laat dink oor ons land waar ons van die meeste in die wêreld aan onderwys spandeer. Ons weet daar skole waar dit uitstekend gaan. Ons het hierdie week, en ek dink julle hoor hier sommer net 'n paar verhale. Hierdie week het ek die voorreg om saam met Jules Mupenda om 'n bietjie koffie te drink. Jules is by die internasionale gemeente, hy kom uit die Kongo uit, en ek het die voorreg om hulle konsulent te wees, want hulle is deel van die groter ring van Pretoria, en ek sit sommer die week en praat met Jules en vra, Jules, what's going on? What's the situation like? En hy sê vir my, Dewald, the paperwork is falling behind. Our congregants who are legal are becoming illegal because of time. En so in dieselfde asem sê vir my, but you must hear this. One of my colleagues in Durban, he's also a pastor there, one of his congregants came to him and said, Tuesday is the 30th of June, then you will be out of this country and your car will be mine. En hy lag so lekker. Vriende, ons gaan die verhale moet begin vertel. Toe ek en Bernice hierdie week sommer net so 'n bietjie saam gesels oor vreemdelingskap in Suid-Afrika, toe herinner sy my nogal aan iets, en sy sê, onthou net, as jy vanoggend in hierdie gemeente vra hoeveel familie en vriende werk in die buiteland, dan gaan baie hulle hand moet opsteek. In daai oomblik besef ons, hierdie land het vir ons almal 'n vreemde land geword. En ons is almal vreemdelinge in hierdie tuiste. Vriende, 1 Johannes is deurdrenk met die uitnodiging om lief te hê. Die liefde van die evangelie wat in byna elke geskrif van die Nuwe Testament geëgo word. Ons lees dwars deur die Bybel, God is liefde. Ons hoor Jesus is liefde. Ons hoor God het die wêreld lief gehad. Ons hoor, praat ek die tale van mense en engele, maar ek het nie liefde nie, dan beteken dit niks. Petrus, het jy my lief? En die belangrikste van hierdie geloof, hoop en liefde is die liefde, en so kan ons aangaan. Maar die liefde waarmee ons vanoggend besig is 'n ander soort liefde. As iemand sê, ek het God lief en sy broer haat, is hy 'n leienaar. Want wie sy broer haat wat hy sien, nie lief het nie, kan nie God lief hê wat hy sien nie. En dit is die gebod wat ons ontvang het. Vriende, hierdie agape is 'n ander soort liefde. Dis 'n onselfsugtigheid, dis 'n selfopoffering, dis die soeke na die ander se welstand, dis nie transaksioneel nie, dit lê op 'n ander vlak. Dit het diep wortels in die Ou Testament, gesed, kindness, steadfast love, covenant, loyalty, faith, love, mercy, kindness. Ek probeer hierdie kontekste met mekaar integreer, en ek sukkel geweldig, en letterlik 8:00 vanoggend WhatsApp ek my kollega en ek sê, luister, help my gou, ek wil hierdie goed aan mekaar sit, en sy stuur vir my 'n stemnota, en ek tik dit gou vinnig hier op die kerk se rekenaar. Hoor hoe treffend. Johannes maak die keuse vir die woord agape, wat iets van die aard van God wil weergee. Dis 'n liefhê soos wat God liefhet. Die beste sou wees om te sê, dit is 'n liefde na God se aard. Dit word direk teruggetrek na die Ou Testament, waar gesed gebruik word as 'n goue draad deur die Ou Testament om te sê hoe God oor ons dink en voel. Hoe God oor die skepping dink en voel. Gesed word in die Ou Testament met liefde vertaal, maar in sy wortel is daar deernis, compassion. Die Engelse woord kindness is een van die beste vertalings daarvan. Soos 'n barmhartigheid wat iets van God se aard wil verteenwoordig. Wat sê, God is 'n God wat met kindness na die skepping kyk en met die skepping werk. Dit is 'n empatie, 'n deernis om jouself in iemand anders se skoene te verbeel. Dit haak ook aan by die Nuwe Testament waar Jesus se ingewande in beroering gekom het. God is 'n God wat geraak word deur die omstandighede van die ander.
Willem Nicol help ons om te sê, liefde kan eers gebeur die oomblik as ons besef dat God 'n verhoudingswese is. Tot op daardie stadium is God net iemand, maar die oomblik as ons God as 'n verhoudingswese beleef wat in verhouding met mense wil staan, dan verander dit hoe ons kyk na ons verhoudings met mense. Vriende, dan word die persoon wat voor my staan nie 'n dit nie, maar 'n iemand, want ek maak my oop vir 'n verhouding. En die uitbeelding in die drie-eenheid van hierdie liefdesverhouding is eintlik aangrypend. Dalk moet ons vanoggend, en ek moet vir julle eerlik sê, ek het so baie goed geskryf, soveel boeke gelees van Amartya Sen se The Idea of Justice tot Ernst Conradi se Reg en Geregtigheid en nog 'n klomp ander goed. En ek moet sê, gister toe begin ek net strepe deur alles trek. En ek besef hierdie agape vertel iets anders. Nou julle weet, ons is in hierdie gemeente lief vir kuns, ons is lief vir mooi aanhalings van mense, maar vanoggend moet ons net eerlik vir mekaar sê. Vriende, ons moet dalk die tierlantuintjies so vir 'n oomblik in ons eie lewens parkeer en vir mekaar sê, hierdie liefde wat ons identiteit is, wat God vir ons kom gee, hierdie land het dit nodig. Ek wil vanoggend eintlik niks anders sê as gebruik elke oomblikie wat jy het in hierdie volgende maand om kind te wees. By elke tolhek, elke til, elke teller. Kyk diep in mense se oë, sien hulle harte raak. Agape, probeer hulle verhale verstaan. Maak nie saak wie hulle is nie, vriende. Kyk hulle raak, vra hulle name. Daar by die koffiewinkel, daar by die petrolpomp. Daar waar jy beweeg. Ons land het kindness nou nodig. 'n deernis. Ons het nodig dat ons geraak word deur alles wat stikkend is rondom ons. Vriende, ons moet ons identiteit weer in God vind. Ek moet sê, hierdie week het ek persoonlik nogal geworstel met hoe gemaak. 'n vriendin van my vertel die volgende staaltjie. Sy sê toe hulle op skool was, toe het haar een vriendin, haar naam was Debbie, gereeld vrae gevra in die biologieklas. En later was die meneer so 'n bietjie eintlik frustreerd en as sy haar hand opsteek kan sy, ja Debbie. En hierdie vriendin van my, ou Inge, sy sal nou nie omgee as ek dit vertel nie, sy sê, toe sy die biologie vraestel skryf, toe ken sy die een antwoord nie, toe skryf sy maar daar, sien Debbie se vraestel. Ek het hierdie week nogal met tye gevoel, is daar nie iemand anders wie se vraestel ons kan sien vir die antwoorde nie. Nou, hierdie einste Inge se pa was baie jare terug burgemeester gewees. Nou gaan nie sê van watter dorp nie, want dit is 'n klein dorpie. En haar oudste boetie het Afrikaans gedryf in die skool bel hom. Bel die pa wat nou die burgemeester is en hy gaan sien die skool. En toe hy so aanstap, toe wil die meneer hom groet en die burgemeester oom, dis nou 'n pa, steek sy hand in sy sak en sê, hoe durf jy my kind dryp? En die pa sê, luister maar, wil jy sy opstel sien wat hy geskryf en dan gaan jy verstaan hoekom hy gedryp het. Hy sê, maar ek stuur dit sommer vir jou saam en dan gaan lees jy dit by die huis en dan kan jy terugkom as jy klaar is. Nou die tema van die opstel was skryf oor jou gunsteling sportbyeenkoms. Pa het by die huis gekom en hy kyk na die vraestel en hy lees. Al wat daar staan is, die sportbyeenkoms is uitgestel weens weersomstandighede. Nou stap hy terug en hy kom by die meneer aan en nou wil hy, en die meneer steek sy hand in sy sak. Maar die mooi van die verhaal is,
Hierdie twee mense het uiteindelik lewenslange vriende geword. Hulle kon mekaar in konflik vind. Haar boetie sou uiteindelik by hierdie meneer gaan bly in sy matriekjaar toe hulle trek. Vriende, in konflik is daar hierdie geleenthede om te agapai, te sê ek sien jou raak, maar ek wil jou storie ook sien. Mag jou bril vanoggend sommer net skoon gemaak word? Mag ons in die klein gewoonlike agapai oomblikke hemelse geleenthede beleef. 1 Johannes sê die hele tyd, hê lief. So dalk kan ons dit maar doen. Ons slotgebed is die woorde van Paulinus, die tweede van Aquila, wat hierdie gebed reeds in 796 geskryf het. Nou, ek en Betsy het ons morsdood gesoek om die oorspronklike weergawe te kry, en ons het dit uiteindelik gekry, en 'n screenshot, en toe ek die video kry uiteindelik met die lied, toe kry ek sommer my niggie ook daar, toe sing sy in die koor, so dit was toe nou eintlik 'n lekker belewenis. Maar vriende, ons gaan luister na die melodie, hierdie eeueoue melodie. Ons gaan net hoor. En as die melodie vir jou 'n stuk bekendheid begin kry, dan bid ons saam. Waar daar liefde is en deernis, daar is God die Heer.
Here, ons was verdwaal toe ons hier ingestap het en ons is nog steeds baie onseker. Maar dankie vir u opdrag aan die disippels daar by die laaste avondmaal. Gaan wees lief soos ek julle lief het. Here, ons is deur mekaar, maar een ding het ons soveel sekerheid oor. En dis dat ons die identiteit van geliefdes het. Dat ons u geliefdes is. Here, help ons om ander met liefde en deernis soos geliefdes te laat voel. Amen. Ons gee geleentheid vir die offergawes. Kom ons staan, vriende.
By 'n klein dogtertjie se partytjie gister sê iemand, ons bly in 'n mooi wêreld. Kom ons maak dit nog mooier. Ek het so nodig gehad om daardie woorde te hoor. Mag die pad verrys om jou te ontmoet, die wind altyd teen jou rug en die son warm op jou gesig. Tot ons weer ontmoet, mag die reën sag val op jou land, mag God jou behoed in die palm van sy hand. Amen.